Vrydag, die 3de Julie 2026. In hierdie what a fucking news flash gaan ek oor 'n ding praat wat my bloed laat kook hier waar ek sit en voorberei om die program te doen. En dit is hierdie ding van hierdie Afrikaners wat nou weer besig is om ons boerkultuurgeskiedenis te steel, te steel vir hulle eie selfsugtige doeleindes. En alles gaan net oor hulle mikpunte om aandag te trek by die buitewêreld, sonder om vir 'n sekonde respek te betoon aan die ware boerkultuurgeskiedenis. Voor ek begin, sal ek voorstel dat jy baie mooi luister na hierdie liedjie wat Bernard vir ons gedoen het. En hy vang soveel van die brandpunte in hierdie debat rondom boer en Afrikaner. So mooi en in eenvoudige taal vang hy dit vas. Geniet dit, maar luister met aandag en lees die woorde. In die skole het hulle ons geleer om trots te wees, Afrikaner volk, een bloed, een geskiedenis. Fees en radio, liedere van eenheid so groot, maar diep in my siel het 'n vraag begin broei. Wie is ek regtig onder al die vlae en name? Is ek deel van 'n storie wat iemand geskep het? Ek is 'n boer. Wie is jy? Uit die trek se stof, uit die vryheid se vuur. Ek is 'n boer. Wie is jy? Nie 'n naam wat hulle gegee het, nie 'n masker vir mag. Ek is 'n boer met God se hart in my bloed. Vryheid bo alles. Wie is jy? Die Kaapse elite het 'n volk uitgedink, boer en burger saamgebind, vir stemme en krag, monumente gesteel, geskiedenis verdraai, die trek word migrasie, die vryheid vergeet, maar die grond roep my naam, die ou republieke, die kommando, die Bybel, die onafhanklike Hoor jy die stem van jou voorgeslagte, Retief en Potgieter, nie pionier slawerne. Kies nou jou pad, moenie meer dwaal nie, word wakker, my broer, word 'n boer vandag. Ek is 'n boer. Wie is jy? Uit die veld se vryheid, uit die hemel se lig. Ek is 'n boer. Wie is jy? Geen verwarring meer, geen vals eenheid nie. Ek is 'n boer met die kruis en die grond, vry en seker vir altyd. Wie is jy? Ek is 'n boer. Wie is jy? Word wakker, word boer.
word boer. Ek sê dankie vir Bernard vir wat hy hier gedoen het, want ek dink hy het dit reg gekry om die regte ware knelpunte mooi uit te lig in eenvoudige taal. Maar nou ja, dit is soos wat ons stryd is. Ons as boer se kultuuridentiteit was met 'n groot, goed deurdagte, goed gefinansierde plan vermoor. Daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. Dit was vermoor. En as jy nog nie duidelikheid het nie, dan stel ek voor, jy kry vir jou hierdie boek van Dr. Letts Pretorius, en dit is die boek wat my oë oopgemaak het. En toe, kort daarna, toe word ek bewus van hierdie boek van Wiets Buys. En hierdie boek van Wiets Buys, hy het vir my duidelikheid gegee en alle twyfel verwyder. Ek is nie 'n Afrikaner nie, ek is 'n boer, en dit is hoe dit is. En as jy nou regtig jou boerebloed wil laat kook, dan lees jy hierdie boek van Wiets Buys, en dan sal jy baie mooi sien, wat het die Afrikaners aan die boer gedoen. As jy wil weet hoekom ek niks van die Vryheidsfront wil weet nie, ek wil niks van daai party weet nie, en stel ek voor, jy gaan kyk na my reeks video's wat ek gemaak het oor maak die varkhok skoon, dan sal jy baie goed verstaan hoekom ek niks met daai Vryheidsfront plus te doen wil hê nie. En nou kom ek by hierdie storie, wat my vanoggend, my moer laat pluk het hoor. Kry ek hierdie advertensie op my WhatsApp groep. Kyk na die ding, lees mooi, en dan moet jy daaroor dink. Vir jare het privaat mense die Witkruis monument in stand gehou, en hulle het altyd gevra vir donasies en vir hulp en so. Nie een politieke party, nie een nie, het ooit hulle gehelp nie, nie een nie. En hierdie groot Afrikaanse bendes, Solidariteit en Afriforum, het ook geskitter in hulle afwesigheid by daardie Witkruis monument. Hoekom? Want die bliksems, hulle is almal deel van die groepering wat ontken dat daar 'n volksmoord aan die pleeg is. Hulle ontken dit. En toe gaan kuier so 'n klompie Afrikaners saam met Cyril vir Trump, net na hy ingelyf is. En hy bliksem hulle toe daar met foto's van die Witkruis monument en van kruise wat langs paaie geplant is en so. Toe's daar 'n moerse internasionale polemiek oor die kruise, en so waar die fok hierdie Afrikaners, opportuniste wat hulle is, duik op daai ene af. En skielik is die Witkruise die top topic wat hulle gebruik en misbruik. En hulle gaan te kere oor die ding. En almal praat. Ernst Roets van Lex Patria, hy groot stories oor die Witkruise en alles, maar nie een dag, op een moment, word die woord boer of die boerkultuur ooit genoem nie. Dis net fucking Afrikaner voor en agter. En Bernard sê dit baie mooi in daai liedjie van hom. Monumente gesteel, geskiedenis verdraai. En hierdie is presies wat nou aan die gang is. Skielik is die Vryheidsfront plus nou groot bek oor die Witkruis monument skoonmaak en whatever. Kyk wat sê van my kanaalondersteuners van dit. En jy sal in jou arig 'n vlam voel as jy 'n boer is.
Debbie van Wyk sê, boere, ons leed word nou gebruik as 'n ryperd vir agendas deur vet fokkers plus. Dit was die bitter einder se baba gewees. Iets wat politieke partye, SAI en AfriForum ontken, word nou op elke moontlike gebied besmet en bevlek. En ek stem 100% met haar saam. Dit is opvallend hoe hierdie, soos sy hulle noem, vet fokkers plus, nou op hierdie Witkruis monumentpertjie spring. Dis 'n skande. Jackie Lou antwoord op dit en sy sê, hulle het minder as fokol gedoen in 3 dekades. Nou kyk, daarmee kan niemand stry nie. Hulle het niks gedoen vir die Witkruismonument nie, behalwe om orals wanneer dit hulle pas te ontken dat daar 'n volksmoord was en is. Debbie reageer dan daarop en sê, ek is bemoerd verby vir dit, want daar is van my mense se kruise daar. Hulle gryp nou vir alles wat boer is, vir stemkruisies. En daarmee herinner ek julle weer aan Bernard se woorde in daardie song. Boer en burger is saamgevoeg vir stemme en krag. En dan antwoord Jackie haar, steel die boer se identiteit. En dit is presies wat gedoen word. Presies. Ons sien nou met hierdie groot dryf van witkruise wat nou geplant gaan word daar in Washington. Wie is die voorhardlopers? Afrikaners. Roots van Lex Patria. Roots is nie 'n boer nie en hy voel fokol vir jou as 'n boer, man, hy's 'n Afrikaner. Dis wat hy is. En dan het hulle nou lekker spreeksmanne, so Steve Hofmeyer wat dit nou ook vir hulle promoveer. En ek wonder by myself, hoe ironies is dit? Hulle gaan nou vir 'n groot nuusvoorblad insident en hulle gaan pronk met witkruise. Afrikaners wat dit doen, hoor. En daardie witkruise, die meeste, indien nie alles nie, verteenwoordig boere wat vermoor is, nie landbouers per se nie, boere. Hoe is dit moontlik dat ons as boere maar net toe kyk hoe hulle aangaan met hierdie kultuur, identiteit, vermorseling. Ek het nie 'n ander woord daarvoor. Dit is vermorseling wat hulle doen. Wanneer gaan die boere opstaan en sê, hey, dis ons kultuuridentiteit, dis ons kultuurgeskiedenis, nie julle se nie. Ek het nou die dag 'n video op my kanaal vir die mense gespeel, waar 'n ou wat sê, as niemand ons gaan kom help nie, dan gaan daar ook niemand kom om ons te keer nie. Dink oor daai een. Nou gaan ek julle herinner aan 'n gedig wat geskryf is deur G.A. Watermeyer in sy bundel uit die Republiek van 1000 jaar. Stad van beton. Ons moes die stad met sweet verken, om standplaas vir ons seuns te wen. Op kraakbeen van kampkinders rus, die krabbers wat jou sieraad is. Al lê hul krimpklein lykies ver, in ander gate toegesper, moes jy die hartklop in hul breek, voor jy jou fondament kon steek. Die môre in hulle monde snoer,
om handelsheerskappy te voer. Nog roep my land se ruimtes wees, na hulle wat nooit meer genees. Nog tel my volk se kragte kort, om hulle wat nooit vrugbaar word. Op kraakbeen van kampkinders rus, die krabbers wat jou voorspoed is. Dit is diep woorde wat hy hier skryf. En hierdie gedig spesifiek laat jou goed verstaan hoekom ons as kinders op skool nooit aan watermeier blootgestel was nie. Want hierdie bliksemse Afrikaners het geweet, hy sien deur hulle. En dit was vir hulle van kardinale belang dat die boer identiteit verdwyn. Nou op hierdie oggend sê ek vir julle, ek is 'n boer. En ek gaan nie toelaat dat mense soos die Vryheidsfront Plus en Ernst Roots wegkom met wat hulle doen tans nie. Hulle is steeds besig met presies wat Watermeier hier sê. Moes jy die hartklop in hul breek, voor jy jou fondament kon steek. Die môre in hulle monde snoer, om handelsheerskappy te voer. Julle moet baie mooi luister, wat hy hier sê. En dan sluit hy af met 'n herhaling, hy sê, op kraakbeen van kampkinders rus, die krabbers wat jou voorspoed is. Vir jou, wat 'n boer is, moet hierdie baie diep tref. Maar vir jou, wat 'n Afrikaner is, jy moet baie mooi verstaan, waarmee jy besig is al opgeskryf in 1957. En jy moet net goed onthou, die boer sal nie vergeet nie. En vandag sê ek vir my boer-tribe, staan op en sê, ek is 'n boer. Wat is jy?